gaan sommer net vanoggend 'n bietjie gesels oor wat is gebed en vas. So die groot vraag wat mense baie keer vra is hoekom vas ons? Daar's 'n rede hoekom mense vas. Daar's nie net ons vas te net nie. So ons gesels 'n bietjie daaroor. Om te vas is om deure tot God vir wonderlike voorsiening en guns oop te maak en dan die aanraking van God te beleef. So baie keer is dit nie, baie mense dink jy moet vas om God se arm te dra. Vas is nie om God se arm te dra nie. Vas is eintlik is om iets neer te lê en te sê, ek los hierdie, want ek wil meer tyd met God hê. Ek los dit, want die Here is my lief, belangrik. Ek los iets, want ek wil vir God sê hoe lief is ek vir hom. So dit gaan absoluut oor 'n liefdesverhouding. So die vraag wat mense baie keer vra is, wanneer vas ons, of wanneer weet ek moet vas? As jy dit met die mindset gaan doen van om sy arm te dra, dan gaan jy korrek. Nee. So wanneer vas ons, baie keer as 'n mens voel maar ek voel 'n bietjie geestelik droog. Ek voel there must be more. Ek voel so of daar's 'n plafon. Ek voel so of ek kom nie uit by waar ek ervaar nie daai connection met God wat ek graag wil ervaar nie. Dan is dit 'n goeie rede. Partykeer voel 'n mens maar dis asof jy nie die Heilige Gees se kragtige werking so deur jou voel wat jy graag sou wou nie. Dit sê ek maar, Here, ek gaan ek hom goed neersit, want ek soek hom. Partykeer sal 'n mens vas omdat 'n mens 'n nuwe ontmoeting met God wil hê. So dit is ook 'n belangrike een. Onthou Jesaja 58 vers 6. It's not this kind of fasting I've chosen to loose the change of injustice and to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break yokes. So goed wil dit moet dan wel jukke gebreek word. Daar's soos die vyand kom en hy val my die hele tyd aan, maar ek wil 'n deurbraak hê. Ek vertrou God vir die deurbraak. En dan ook om die geheimenisse van die hemel oop te sny. Daar's baie keer woord wat jy, as jy die woord lees, baie mense sal sê, lees die Bybel, maar ek verstaan nie, dis net 'n klomp woorde. Dit beteken vir my niks nie. So om dan nou te vas, is eintlik om dan jou gees wakker te maak vir die woord van wat God vir jou wil kom sê. Dan natuurlik ook om die hekke van die hel te klap. Ek dink aan Matteus 4, wat Jesus in die woestyn was, en die vyand hom aangeval het in gees, siel en liggaam. En hy het elke keer die skrif gesê, maar daar staan geskryf, en hy het die vyand op sy plek gesit. So dit stel God se salwing, sy guns en sy seën vry. Daar's net 'n release wat plaasvind, daar's 'n vrymaking. En dan God se droom vir jou lewe word op verwesenlik. Want onthou, as jy in lyn is met wat God nou vir jou sê, jy begin gehoorsaam wees aan God se stem, dan vat hy jou na die plek toe waar hy jou wil hê. Niemand van ons wil eintlik op 'n plek wees waar God ons nie wil hê nie. So Here, wys my waar wil U hê moet ek wees? So dis regtig om net 'n intimiteitsverhouding met God op te skerp. God se droom vir jou lewe word dan verwesenlik. So Here, ek soek varse kanaal oop. Wat moet ek neer lê? Wat is tussen my en U? Wat is hier? Wat moet wegkom dat hierdie kanaal oper word? Nou ek wil gou vir julle 'n video wys. Pieter, as jy net gou die lig daar kan afsit, dan kan julle ook beter sien, dankie. Ek gaan gou vir julle die vraag is, hoe lyk dors? Nou kom ek wys net gou vir julle hoe lyk dors. Daar wys die mense hoe dors is, nee. En ons moet so dors na kom. Ons moet regtig en vas maak dat jy so dors na kom. Tot jy los 'n klomp goed en sê, Here, ek gaan nie hierdie doen nie, ek gaan op U fokus. Ek gaan nie net iets vir myself te doen. Want God se plan vir ons lewe is altyd beter as ons eie. So in Matteus 5 vers 6 sê hy, geseënd is die wat honger en dors na wat ons reg is. Here, help my om reg te kies hierdie jaar. Help my om die regte goed te doen. Want in God se teenwoordigheid sal ons versadig word. Daar's 'n versadiging wat God vir jou kan gee, wat jy nie op 'n ander plek kan kry.
Soos 'n wildsmoek smag na waterstrome, so smag my siel na U. Raak nou stil en sê, Here, het ek 'n dors vir U? Smag ek na U? Is ek soos 'n wildsmoek wat smag na waterstrome? Smag ek na U? Of is ander goed vir my te belangrik? Is daar goed wat ek moet neerlê? Is daar goed wat ek moet minder maak? Is daar goed wat ek moet begin los? Wat U al lankal met my oor praat? Wat ek nou hierdie jaar gaan sien, dit maak nou klaar. Ek maak klaar met hierdie goed. Ek los hierdie goeders. Ek kies om gehoorsaam te wees. Amen. Kom ons gaan kyk wat is Bybelse vas. Wanneer vas ons? Ons vas vir deurbrake, soos jy 'n deurbraak in jou lewe nodig het. Blessed are those who are hungry and thirsty for the righteousness, because it is they who will be satisfied. Here, ek soek die regte ding. Ek soek die volmaakte plan vir my lewe, nie toelaatbare plan nie. Baie keer funksioneer ons vanuit God se toelaatbare plan. Ek sê lief, ek laat dit toe. Maar dis nie sy volmaakte plan. 'n Bybelse vas om jou van kos te weerhou terwille van 'n geestelike donker. Here, ek gaan seker goed los. En baie van julle het sekere siektes, so die Here gaan vir jou sê, los koffie, of hy gaan vir jou sê, los chocolates, of wat ook al, of net een spesifieke ding. Onthou, dis elke ou het 'n eie persoonlike verhouding met die Here, dis nie dieselfde nie. En vas is 'n normale deel van verhouding met God. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So dit is baie keer waar ons help om ons eie vlees neer te lê, sodat ons in die gees kan begin funksioneer. There is more. Daar's altyd meer. God het altyd vir ons meer instoor as wat ons besef. Paar dae sonder kos raak jou gees ontslaaf van die waardevoel van die wêreld. 'n Ongelooflike sensitief vir God se dinge. Dis asof jou visie verander. Jy kry dove's eyes, single vision. Hoofstuk 1 vers 15. Here, ek fokus nou op U en ek los nou hierdie. Party mense met selfone vas. Party mense met Instagram en Facebook vas. Party mense moet die nuus vas. Nou elke ou het 'n ander opdrag. Wat is vir jou belangriker as God? En dit wat vir jou belangriker as God is wat jy moet neerlê. Want vas is 'n geheime kragbron van God. Interessant, in sekere vertalings word dit uitgelaat, hè? Waar disippels vir Jesus kom vra het, hoorie maar, hoekom kan ons nie hierdie demone uit hierdie mense uitgaan? Dan in sekere vertalings sê hulle, julle moet net bid. En die ander vertalings het gesê, vas en gebed. Gebed en vas is die geboortekamer van geestelike deurbrake. Praying and fasting is the birthing room of breakthroughs. Dis die geheim. Daar's verskillende vasse. So, maar hierdie geslag, en dis Matteus 17 vers 21, daai vas is nie in al die vertalings. Hy's nie in die 83 vertaling nie. Ek dink hy's ook nie in die 53 nie. Hy's in die Nuwe Lewende vertaling, hulle haal hom uit. Maar as jy die Amplified gaan kyk, en ek kom Engelse vertalings in, maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. Julle kan die verskillende vertalings gaan soek. Hulle is, daai woord vas is uitgehaal. Matteus 17 vers 21. Gaan kyk bietjie in watter vertaling is hy in en in watter vertaling is hy uitgehaal. Ironies, nie? Ons kan nie glo as ons nie gebed en vas. Ja. Ja. Want dit versterk ons. Ja. So die Here sê ons moet geloof hê soos 'n mosterdsaadjie. Nou daar's baie mosterdplante in Israel. Dit is 'n mosterdsaadjie is so klein soos 'n naald se koppietjie. Dis so klein hy is. So wat is die plig van 'n Christen? Te gee, te bid, te vas. Waar kan ek gee? Vir wie kan ek bid? Vir wie kan ek vas? But this kingdom kind of demon does not go out except by prayer and fasting.
vir 'n sekere van gedagte. Ja, maar toen het is gezegd dat maar die mensen proberen en hulle het hulle siek is sê Here maar wil as jy nog geloof van my net so groot as ons dit Ja, dis dan. Ja. doen hulle Yes. uitdaag. Yes, 17. Ja. Dis presies dit. Dankie. En ook as jy dan kyk van die klein mosterdsaad is, imagine as ons groot geloof het as 'n mosterdsaad, Ja. wat dan kan gebeur. Ja. So Amen. So die hele tyd het Jesus niks geëet sodat hy aan die einde daarvan honger was. Hierdie is my baie as jy nou gaan lees in Lukas, Jesus full of the Holy Spirit. Daai mis ons baie keer. He turned from the Jordan and was led around by the Spirit. Die Heilige Gees het hom in die woestyn gelei. Okay? The wilderness. Being tempted by the devil, and he ate no food during those days, and when they had ended, he became hungry. Nou, ek het dit al vir julle verduidelik, daai van jy het 'n gees, jy het 'n siel, jy het 'n liggaam. Die vyand kom, hy val hom aan en sê, hoekom verander jy nie met die klippe en brode nie? Dis liggaam. Dink siel, hoe gaan jy voel as jy afspring en die engele vang jou? Siel. Hoekom aanbid jy my nie? Gees. So die vyand het hom letterlik aangeval in sy gees, siel en liggaam. Wat het hy elke keer gesê? Hy het gesê, maar daar staan geskryf. So hy het elke keer woord gebruik en die vyand het plek gesit. Fasting breaks strongholds. Fasting breaks the power of the flesh. Fasting breaks the power of the devil. Fasting breaks the power of the world. Fasting heals your body. Jou liggaam het baie keer dit nodig. And fasting releases the supernatural. Weet julle hom? So, kom ons gaan kyk na voorbeelde in die Bybel van mense wat gevas het. Baie bekende ene, onthou ons praat van types and shadows. So Moses was 40 dae in die woestyn, bo op die berg, waar hy die kliptafels ontvang het. Jesus was 40 dae. Want ek sien hulle die type en die shadow. Julle ken die Esther 4 vers 14. Kyk soos hierdie, wat jy moet opstaan en doen wat God vir jou sê om te doen. Want as jy nie gaan opstaan nie, gaan volk die redding vir volk van 'n ander plek afkom. So sy en haar diensmeisies en al die Jode het saam gevas vir 3 dae, net water gedrink. Dan Jona, wat 3 dae in die vis se maag was. Dit was ook vas. Jesus 40 dae in die woestyn. So daar's baie plekke in die Bybel waar daar voorbeelde is van vas. Nou kry 'n mens soorte vas. Mens kry verskillende soorte. So die eerste soort is jou totale vas. Dis waar jy niks drink nie, niks eet nie vir 'n sekere hoeveelheid dae. Dan kry jy 'n normale vas en jou geestelike vas. So jou absolute vas, geen kos, geen water nie. Normale kos, sonder kos, baie water en sappe en soppe. Jy kan ook gaan kyk na die Daniel vas. Dit is in Daniel. Geestelike vas, verskillende maniere, bepaalde soorte kosse, drank vir 'n lang tyd wat jy vermy. So daar's verskil, dis jou pad met die Here. Jy vra Here, hoe moet ek dit doen? Wat is die detail? Daai doen goed. 'n Geestelike vas, geen lekker kos nie, geen soetigheid nie, net groente en water, 10 dae of dan partykeer is dit 20 of 21 dae. Jy wil iets sê? Dis 'n gedeeltelike vas, ja. Dan nog 2 vers 12. Dan ook gedeeltelike vas, verder, nou, ek het nie gehad. Jy kry verskillende soorte, Daniël 10 vers 2 tot 3, geen soetigheid, geen vleis, geen wyn, dit hou aan vir 3 weke, as jy 21 dae ene, en gebed word dan by hom met engele verhoor. So dis wat met hom gebeur het. So hoe lang, as verskillende lengtes, jy kry 3 dae, 7 dae, 21 en 40 dae. So jy bid, jy vra, want dis 'n persoonlike vraag met God. So niemand gaan vir jou sê, jy moet dit nou so of so doen. Dis jou eie persoonlike manier van verhouding en pad wat jy stap. Kry ook intermittent fasting. Intermittent fasting is waar jy binne 'n periode van 24 uur 'n sekere tyd nie eet nie. Jy net vloeistowwe drink. En daar jy kry verskillendes ook. Jy kry 8 ure eet, 6 ure mag jy eet, 12 ure mag jy eet. Dis weer eens verhouding tussen jou en Here. Begin by een dag van son op
van son op tot son onder. Baie van die Joodse mense doen dit. Hulle vas gewoonlik van 6 tot 6. Hoekom vas ons? Daar's 'n groot ding met hoekom. Vas maak jou meer sensitief vir die stem van die Heilige Gees. So dit bring jou in verhouding. Ek doen gereeld intermittent fasting. Die oggende wat ek goed vir julle uitstuur, word ek ontbyt geëet het. Ek vas dit, ek stuur vir julle goed uit. Laat aand voorbereiding, eet nie laat aand nie, so ek doen die 11:30 tot 6:30. Maar dit is my pad. Elke ou het 'n eie pad. Jy doen wat God vir jou lei om te doen. Vas is soos huis skoonmaak vir jou liggaam. Vas reinig die liggaam. Elke oggend, elke opdrag vir God is oorspronklik. Jy het 'n verhouding met God. Hy is die herder, jy is die skaap. Sê Here, wat is my pad? Hoe maak ek dit? Wat doen ek? Dis my verhouding met God. Dis iets wat jy noodwendig iemand anders moet oortuig nie. Dis die Heilige Gees wat iemand oortuig om dit te doen. Partykeer vas jy vir 'n spesifieke situasie. Ek het al dit is al soetgoed bijvoorbeeld gevas vir my sussie wat 8 miskrame gehad het. En het ons gevas totdat sy swanger geraak het en Lise Marie is nou al graad 12. Nee? So, dus daar is verskillende goed wat jy kan doen. Maar dit moet nie dis nie 'n manipulerende ding nie. Dis nie soos, okay Here, ek gaan nou dit doen, dan gaan u nou dit vir my doen. Dit is 'n verhouding wat ons werk hier. Kan ek iets by sê? Ja. Vorige teaching wat gehoor het met vas. Dis ook gaan As jy dis as jy erns maak met die saak. ja, dit is ja. Ek sê vas gekook. Ek net daai. Ekskuus. Ja, soos jy nou sê, dis nie die Here te manipuleer daarmee nie, maar as hy sien, jy maak erns gebed, verhoor hy jou gebed saam met die vas. En dit is die belangrikste. Jy gaan eintlik oor die bid en vas. Ja. En as hy dan sien, jy maak erns wat jy saak, dan kom hy nie vir jou. Dit ek dink aan Spreuke 4:23. Wees versigtig wat in jou hart ingaan, want dit bepaal jou hele lewe. So die Here ken reg van jou hart. Ja. So ja, ons gaan hom nie kan flous nie. Of surprise. Of surprise nie. So dit gaan oor gesindheid. En hy ontmoet jou waar jy is. Ek bedoel jy gaan 'n voorskoolse kind, 'n laerskoolkind, 'n hoërskoolkind, 'n volwassene anders hanteer. Rondom sekere goed wat jy van so 'n persoon gaan verwag. En ek voel God die Vader werk dieselfde. Hy weet waar jou verhouding met hom is. En hy gaan altyd ek kan hom meer van jou verwag. Dis jou journey. So Paulus het vir 3 dae niks geëet of gedrink nie toe hy in die tronk was. So wanneer jy God eer en aanbid met jou liggaam en vas, dat jy 'n lewende offer te aanbid, sal jy ook weet wat sy opdrag vir jou lewe is. Dis asof jy jou geestelike ore, hart en verstand oopmaak en sê, Here, kom praat met my. Ek gaan nou hierdie ding los. Ek gaan nie nou hiermee besig wees nie. Ek gaan nou met u besig wees. En dit kan kos wees. Dit kan games op jou foon wees. Onthou daai getuienis van jou hand. 'n Facebook, 'n Instagram, 'n televisie, 'n boek. Wat ook al, dit is nie vir almal van ons dieselfde nie. Maar wat ons moet verstaan is, Satan haat vas. Want hy weet wat gaan kom. Toe Jesus klaar was met die vas van 40 dae, het hy onmiddellik magtige wonderwerke begin doen. Ons gaan dit mis as ons nie iemand vir die wys nie. Hy begin sy wonderwerke. Toe sy eerste wonderwerk het water en wyn verander. Water en wyn is natuurlik die bloed. Dis 'n heenwysing na die bruilofverhouding. Hoekom, ek het al dit vir julle gesê, hoekom was Jesus se eerste wonderwerk water en wyn? Want hy is die bruidegom en ons is die bruid. En sy wyn, water, verander in bloed. Bloed is die wyn, symbool van die bloed. En hy kom was ons skoon, dat ons rein voor hom kan kom staan. God is 'n detail. God is in alles. Ek het nou weer 'n vakansie, Jason Sobel so goed geluister, van Genesis 1 vers 1. As ek in Hebreëus ontleed, word daar al daar gesê, dat Jesus gaan aan toe kom. En hy gaan sterf, en hy gaan vir ons sondes kom betaal.
Hoekom byvoorbeeld het Jesus aan 'n kruis gaan? Want Adam, Eva het van die boom geëet. Boom, kruis, vanoggend se boodskap. Ek het vir julle reeds gesê, ek het vir julle 'n boodskap vanoggend stuur oor bome. Daar's bome in die Bybel en elke boom beteken iets. Hoekom die spykers in sy hande? Want Eva het die appel gevat. Hoekom in sy sy? Eva kom uit Adam uit. En so kan ek aangaan. So die detail wat ons mis, omdat ons nie weet nie. Hy het oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak in die mag van die duiwels was hy uitgedryf. Satan, laat jy gaan. Jy het geen plek meer nie. Ek gaan lees gou daai stukkie. Jesus went about doing good and healed all that were oppressed, for God was with him. So, wat vir my 'n groot ding was, die besette van Gadara. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het nie besef Jesus is seun van God nie. Maar die bose geeste binne die besetene van Gadara het gesê, seun van God, wat wil jy met ons maak? Satan en al sy maatjies het geweet Jesus is seun van God. Maar die skrifgeleerdes het dit geweet. Ek het nogal laat dink. Elke vas in die Bybel het 'n beloning meegebring. Die Gees van God het Jesus vir 40 dae die woestyn ingeneem en die engele het hom na die tyd bedien. Daar was die beloning gewees. So daar's altyd 'n beloning nadat ons gehoorsaam was. So daar's gereelde vaste. So vas is 'n manier om jouself voortdurend geestelik te vernuwe. Lord, I want more. Wanneer jy na jou God honger, sal hy jou versadig maak. Daar's 'n versadiging wat God vir jou gee, wat nie op enige ander plek gekry kan word. Mag ons nooit ophou honger na sy teenwoordigheid nie. Nou met die tabernakel wat ek ook voorberei het, het ek ook besef, dis 'n aanbiddingsnaweek. Dis anders. Dis nie soos hierdie halleluja goed. Dis hierdie Hebreë songs. Dit is God moet eerste wees. Ons maak sy naam groot. All the glory belong to him. Wat is die doel van vas? Vas, die geestelike armoede uit jou lewe verwyder. Nou wie van ons wil nie geestelike armoede verwyder nie? Vas help jou met jou gesondheid en genesing sal volg. Daar's baie getuienisse van mense wat gevas het en wat gesond gemaak is. Dan, the benefits of intermittent fasting helps to heal your gut health, jou maag. Dit is wat ons bietjie meer daarvan sê. Dit verminder inflammasie. Dit verbeter hormoonsensitiwiteit. Dit verhoog die groei van hormone en is 'n vetburner. So, mense liggaam moet ons gesond hou. Maak jou huis skoon. So vas is om hierdie huis skoon te maak. Geestelik, sielkundig en fisies. Dan seksuele verslawing en demoniese kragte word oorwin. Daar's getuienisse van mense wat met seksuele verslawing gesukkel het, wat begin vas het en God het daar ook genesing gebring. Dan beskerm en seën ook vir jou kinders. God se verbond van beskerming. Want jy breek sekere goed af waar die vyand wil kom steel en dan as jy vas, dan begin ons net. Ek dink aan Jesaja 43 vers 18 waar die Here sê, vergeet van die goed wat in die verlede gebeur het. Jy staan op die punt van iets nuuts. So jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jy loop ook rond en vertel vir almal, ek is besig om te vas en almal met jou jammer kry nie. Dis 'n baie stil persoonlike ding. As jy dan by iemand kom en jy weet, kan jy dalk net sê, "Ekskuus, ek is net besig met 'n gebedsvas," dat die persoon kan verstaan. Maar soos hy sê in die Bybel, jy loop rond en vertel vir almal om nou belangrik te bly en smaak te bly. Nooit dink ons weet dit. So wat is verkeerde redes van vas? Verkeerde redes van vas, dit is nie 'n Christelike dieet nie. Dit is nie om te kyk of jy kan gewig verloor nie. Dit is nie dat ander mense jou moet raak sien nie. En dit is nie om punte by God te verdien nie. So, maar dit weet dit, ons sê net mekaar, dit is
nie om van sonde ontslae te raak nie. Dis soos ek sê, dis nie 'n armdrywing nie. Dit is 'n liefdesverhouding met God wat ons moet doen. Om na God te honger bring 'n groter beloning mee as om die tydelike honger wat ek in my liggaam mag ervaar dan te stil. So, Here, I want more. Here, ek soek meer van U, minder van myself. So, dit is 'n proses. Wanneer die Heilige Gees jou roep om te vas, is hy besig om jou voor te berei op iets wat voor lê. Dis 'n voorbeeld. Ja, God, Here. Here. Een mooi voorbeeld van Handelinge 13. Toe die disippels op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid het, het hulle die hande opgelê en die gemeente het hulle laat gaan. Wat vir my hier opvallend is hulle was so toegewy aan die Here, dat hulle was nie eens verbaas toe die Heilige Gees skielik daar is en hulle praat nie. En hulle was gehoorsaam, maar hulle was besig om te vas en te bid. Terwyl dit gebeur het, toe reageer God. Amen. Dankie. Baie keer weet ons hierdie goed, maar ons moet dit net weer hoor. So wat ons mekaar sê is, daar's krag in vas, en daar's ook krag natuurlik in gesamentlike vas. So om dit as 'n gemeente saam te doen, soos wat daar krag is in gesamentlike lofprysing, om in eenheid te wees. Vas plaas jou in die hoofstroom van God se prioriteit. Kom ons raak stil. Sê Here, wat wil U vir my hier sê? Hier is iets persoonliks tussen my en U. So ek vra dat U vir my sal wys hoe ek dit moet doen, wanneer ek dit moet doen en hoe gereeld ek dit moet doen. So ons as gemeente gaan dan van vandag af, jy gaan jou eie vorm totdat ons die liefdesete doen, die 15de Februarie. So daar is dit. Dit is 14de, 15de. En dis jou eie persoonlike. Party van julle gaan elektronika vas, ek gaan nie vir sê, dit is absoluut nie. Ons dit sal. Here, ons kom vanoggend na U toe en sê, Here, dankie vir hierdie riglyne wat U uit U woord uit vir ons gee, die wapen wat ons kan gebruik teen die aanvalle van die vyand. Almal van ons het 'n behoefte en 'n begeerte om absoluut nader aan U te beweeg. Ons wil honger en dors na U. Here, ons wil 'n enkel visie hê. Here, ons wil duif oë hê. Ons wil leer hoe om in die krag van U teenwoordigheid te funksioneer, Here. Want ons is vir U lief. En daarom vra ek dat U ons sal help, vir elkeen van ons die riglyne gee, hoe U wil hê ons moet leef, en hoe ons weer gefokus te kan wees op ons verhouding met U. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons eerste lief gehad het en dat ons net kan kom amen sê. Elkeen van ons loop 'n eie unieke pad. Elkeen van ons het 'n ander unieke verhouding met U, maar deur U kennis en deur U wysheid wat deur U Gees vir ons gebring word, sal ons gehoorsaam wees en ons sê, spreek Here, U diensknegte en diensmaagde luister. So Here, ek bid ook U salwing en U seën en U goedheid en U guns op elkeen van ons wat vanoggend hier is, en ook op die wat gaan inluister wat nie vanoggend hier kon wees nie. Ons loof en prys die groot naam. Amen.